Ja, soos wat julle weet, is dit vandag Hemelvaart. En Hemelvaart gaan net oor een ding, en dit is Jesus wat gesê het, dit is vir julle beter dat ek gaan, om vir julle die Heilige Gees te stuur. En ons gaan vanaand praat oor as ek dit nou 'n tema moet gee, dan is dit wat die Here vir my gesê het in 1992. Toe ek eendag voor my rekenaar gesit het, en die Here sê, jy het hierdie ongelooflike Bybelprogram op jou rekenaar, ek wil hê jy moet al die verse, wat direk na die Heilige Gees verwys, in die Ou Testament en Nuwe Testament, uitdruk vir jouself, en dit bestudeer in Grieks en Hebreëus, en sê Jesus, ek gaan myself op 'n nuwe vars manier aan jou openbaar. Onthou, dis 1992. Ek het radikaal tot bekering gekom in 1969 reeds. En hierdie het gebeur in 1992. Dan was dit 23 jaar nadat ek Jesus leer ken het as Here en Verlosser. En die Here sê vir my, kyk na hierdie verse, bestudeer dit, en ek gaan myself op 'n nuwe manier wat jy nie ken nie, openbaar in jou. En tot my absolute verwondering gebeur dit toe. En as ek nou met die hart daarvan raakvat, dan was dit dat ek Jesus, wat my Verlosser en Here was, wat ek geken het as Verlosser en Here, in hierdie verse leer ken het as die doper met die Gees. Hierdie term, dat hy doper met die Gees is. Ek onthou, ek het Grieks in my doktorale eksamens gedoen. Nuwe Testament. En hierdie term, dat hy die doper met die Gees is, het ek letterlik amper vir die eerste keer raak gesien in die skrif. En dit het my hele lewe verander. Johannes 1. Ons lees hom net gou vers 1, dit gaan alles oor Jesus. In die begin was die woord, want Johannes is besig om oor Jesus te skryf. Dis waaroor dit gaan. Hy skryf oor die, hy sê in die begin was die woord, bedoelende Jesus, die woord, was in die begin daar. En die woord was by God, en die woord was God. Hierdie Jesus wat ek leer ken het, wat ons leer ken het, is God, sê hy. Hy was in die begin by God, alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding ontstaan nie. Dit wat deur hom bestaan, was lewe. En die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie begryp nie. En dan begin hy praat oor Johannes. Hy sê vers 9, die ware lig wat elke mens verlig was, dan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie ontvang nie. Maar almal wat hom ontvang het, vir hulle het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Vir hulle wat in sy naam glo. Hulle wat nog nie uit bloed, nog uit die wil van die vlees, nog uit die wil van 'n man, maar uit God gebore is. Dink aan wedergeboorte. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die unieke vanaf die Vader, vol van genade en waarheid. En dan vertel Johannes, hy getuig oor hom, en dan sê hy, en dis wat hy oor hom gesê het, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is belangriker as ek, omdat hy voor my daar was. Uit sy volheid het ons almal genade op genade ontvang. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, die unieke God, hy wat aan die bors van die Vader is, hy het hom bekend gemaak.
En dan lees ons vers 19. En hierdie is die getuienis van Johannes. Toe die Jode uit Jerusalem priesters en profete na hom gestuur het, om vir hom te vra, wie is jy? Wie is jy? En dan sê Johannes, hy het erken en nie ontken nie. Hy het erken, ek is nie die Christus nie. En dan vra hulle hom, wat dan? Is jy Elia? En hy sê, ek is nie. Is jy 'n profeet? En hy antwoord, nee. Hulle het toe vir hom gesê, nou wie is jy? Wie is jy? Sodat ons 'n antwoord kan gee vir hulle wat ons gestuur het. Wat sê jy oor jouself? En dan sê Johannes, ek is die stem van die een wat roep in die woestyn, maak reg die pad vir die Here, soos Jesaja die profeet gesê het. Hulle wat gestuur is, was uit die Fariseërs. Hulle het hom gevra en vir hom gesê, waarom doop jy dan, as jy nie die Christus is nie, en nie Elia nie, en nie 'n profeet nie? Johannes het hulle geantwoord en gesê, ek doop in water, maar tussen julle staan hy wat julle nie ken nie. En kyk nou net wat sê oor hom. Hy wat na my kom, van wie ek nie waardig is om die riem van sy skoen los te maak nie. Dan sê hy, dan sê hy die een wat wys na Jesus toe, daar in vers 29. Hy sê, kyk, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, as hy na Jesus wys. Hy is die een, van wie ek gesê het, na my kom 'n man, wat belangriker is as ek, omdat hy voor my daar was. Ek het hom nie geken nie, maar ek het gekom, en met water gedoop, sodat hy aan Israel bekend gemaak kon word. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees gesien afkom, soos 'n duif uit die hemel, en hy het op hom gebly. Dit is wat gebeur daar by toe Johannes omgedoop het in die Jordaan. Dink nou net aan hierdie prentjie. Onthou, Jesus is die Seun van God, wat mens geword het. Ons lees dat die Heilige Gees van voorgeboorte in hom was. Maar op 30, wanneer hy in die openbaar moet uitgaan en moet in die openbaar begin optree, waarvoor hy gestuur is, moet hierdie gebeurtenis plaasvind. Daar, nadat hy gedoop is. Naamlik dat die Gees van God, wat klaar in hom is, moet kom uit die hemel uit, soos 'n duif, en op hom kom sit, en op hom bly. Dink net hierdie prentjie. En van hierdie oomblik af, sê Johannes, het sy openbare bediening begin. En krag het uit hom uitgegaan, en hy het begin bedien in krag, met die gawes van die Gees. Maar dit moes eers plaasvind, daar toe hy gedoop word, moes hy, ons kom later agter, die woord wat die Bybel gebruik, hy moet gedoop word met die Gees, gesalf word met die Gees, wat beteken, hy moet bonatuurlik toegerus word, deur God, sodat die gawes deur hom kan begin werk, deur die werking van die Gees. Vers 33, ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het, om in water te doop, hy het vir my gesê, of wie ook al, jy die Gees sien afkom, en op hom bly, dit is hy, wat in die Heilige Gees doop, of wat ook mense gaan doop, hy gaan die mense doop in die Gees. Ek het gesien, en ek het getuig, dat hy die Seun van God is. Kom ons blaai gou na Handelinge toe. Handelinge, daar's nou baie, julle weet in Johannes 14 en Johannes 16, vertel Jesus van die koms van die Heilige Gees. En dis waarom hy dan ook sê, dis vir julle goed dat ek weggaan, sodat ek die Gees van God kan stuur. Daarom lees ons in Handelinge 1, vers 8. Net voordat hy opvaar hemel toe. Dit waren sy laaste woorde. Johannes 1 vers 8. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom.
En die Griekse woord kon ook vertaal word met op julle kom. En dan moet julle my getuies wees. Moet julle getuies vir my wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Nou het hy dit gesê, gaan hy. En dan weet ons, hulle bly dan vir 10 dae in Jerusalem, agter toe deure, want hulle is ook maar bang. So plus minus 120 van hulle. En dan gebeur hierdie gebeure in Handelinge 2. As julle gou soontoe wil blaai, Handelinge 2, en die datum is 31 Mei 30 na Christus. Op die Pinkster, die Joodse Pinksterfees, daai dag, is daar hierdie geluid met al hierdie Jode wat in Jerusalem was, alle landstreke. Hulle was gewoonlik, hulle het na Jerusalem toe gekom, want die tempel is daar, en hulle het gewoonlik gekom vir die 3 groot feeste, waarvan die Pinksterfees die grootste fees, die laaste fees was. Na hierdie fees het hulle almal terug gaan hulle huise toe. En dit is op hierdie laaste fees, wat Handelinge 2 afspeel. Ek gaan nou nie alles lees nie, julle weet, daar was skielik hierdie geluid, amper soos 'n vliegtuig wat geland het in Jerusalem, en almal stroom toe daar na waar hulle was, net om daar te kom, dis vroeg die oggend, 9 die oggend, dan kry julle hierdie 120 doodgewone mense, wat in bekende tale, wat in die groep verteenwoordig is, praat, maar is tale wat hulle nog nooit voorheen gepraat het nie, bekende tale, en alwaaroor hulle praat, is oor Jesus, is alwaaroor hulle praat. En dan ken julle die verhaal hoe die mense dan vir Petrus, want hulle herken hom so half as die leier van hierdie groep, dan vra hulle, wat gaan hier aan? As hierdie mense dronk, dan sê Petrus, nee, is maar 9 die oggend. Maar dit wat hier gebeur, is die vervulling van die profesie, wat Joël en Joël 2 van vertel. Van God wat gesê het, hy gaan sy gees gee, en uitstort op sy mense, hy gaan sy mense doop met sy gees, en hulle so toerus, vir dit wat hulle moet doen. En dan begin hy oor Jesus praat. En hy vertel vir hulle dat hoe Jesus moes kom, en hy moes sterf aan die kruis, en hy moes opstaan, en hy moes gaan, om die doper met die gees te wees. En dis wat julle voor julle oë sien gebeur. Hy het ons gedoop met sy gees, wat die skrifte gesê het. En julle ken die verhaal, daar in vers 36, waar die mense dan vers 37, waar die mense dan onthou hierdie mense is mense wat gedink het, hulle behoort aan die volk van God. Dit is vir hulle gewees, dit is waarom hulle daar is vir die fees. Maar nadat hulle na die boodskap van Petrus, wat hy onder die salwing van God se gees bedien, word hulle oortuig daarvan, dat hulle totaal verlore is. Hulle het hulle gedink, hulle is deel van die volk van God. En dan vra hulle vir hom daar in vers 37, wat moet ons doen, broers? En dan vers 38, en dan sê Petrus vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, sodat julle sondes vergewe kan word. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En ek het al baie vir julle vertel, en die prentjie hiervan was, nadat mense Jesus, hulle het eers van hulle bewus geword van hulle sonde besef gehad, Jesus aangeneem in geloof, Romeine 10 vers 9 sê hulle, dit geglo met hulle hart, dat hy werklik vir hulle ook gesterf het aan die kruis, en dat hy ook hulle verlosser is. En daarom hoef hulle nie hel toe te gaan nie. En dan gryp hulle Jesus vas in die geloof, as verlosser en Here, en hulle sê met hulle mond, Here, ons was verlore, maar dankie dat U vir ons gesterf het aan die kruis. En die mense rondom hulle, hoor wat hulle sê. Johannes 3 sê, dis soos 'n babietjie wat gebore word,
in daai getuienis dat hulle Jesus aanvaar as verlosser, wat uit hulle mond uitkom. Met julle hart sal julle glo en met julle mond sal julle bely, sê Romeine 10 vers 9. Daai skreeu in geloof dat hulle Jesus aanneem as verlosser, is as dit ware, sê Johannes 3, die eerste skreeu van die nuwe geestelike baba wat tot gebore is. En as die gelowiges rondom dan die eerste skreeu hoor van 'n nuutgebore geestelike baba, dan vat hulle daai persoon en dan gaan doop hulle daai persoon in water. Romeine 6 verduidelik hoekom hulle dit dan doen en wat is die betekenis daarvan om in die water gedoop te word. Ou mens dood, daarom moet hy begrawe word, nuwe mens moet opstaan uit die water uit, sodat hy 'n nuwe lewe kan lei. Maar daar in die water word hulle dan hande opgelê deur die ander gelowiges, met wie dit reeds gebeur het. En hulle bid, Jesus, U is nie net verlosser en Here nie, maar U is ook die doper met die Gees. Kom en doop nou hierdie mense met U Gees. En uit die skrif weet ons, en ek gaan dit nou vir julle wys, weet ons, dan kom God en hy doop hulle met sy Gees. Hy kom salf hulle, hy kom rus hulle toe met die gawes waardeur God deur hulle wil werk. En dan gebeur hierdie merkwaardige dinge, dat hierdie mense dan begin van dag 1 af, want dit het gewoonlik op hulle dag van bekering plaasgevind, hierdie 4 dinge. Sonder besef, glo in Jesus, doop in die water, doop in die Gees. Alles op dag 1 van die vroeg-christelike, van die gemeentes, sy gelowiges. Kom ons blaai gou na Handelinge 8 toe, dan gaan ek nog een ander gedeelte, Handelinge 8, waar ons dit sien gebeur. Handelinge 8, al was dit so 'n bietjie krom en skeef. Want God moes iemand gebruik wat nie eintlik gewoond is daaraan om op die manier in leierskap te wees nie. Handelinge 8, ons gaan daar lees, ons kyk, lees net gou daar van die begin af. Handelinge 8 begin vir ons vertel van die opstand wat daar was teen die Christene. Lees dan daar in vers 3. Paulus, het die gemeente probeer vernietig deur huis na huis binne te gaan en manne en vroue uit te sleep en hulle in die tronk te sit. Die wat verstrooi is, het rondgetrek en die boodskap verkondig. Ons lees van hoe die gelowiges oral geskatter is in die streke. En al wat agtergebly het in Jerusalem was die apostels. Lees ons. Staan in vers 1. En dan so lees ons dan, het Filippus uitgegaan en hy het na 'n stad in Samaria gegaan en hy het begin om Christus daar te verkondig. Nou Filippus ken ons uit Handelinge 6 as een van die diakens. Nee, en hulle werk hulle was eintlik half dienaars genoem. Hulle werk was om te kyk of daar armes is en dan vir hulle te versorg. Dit was hulle werk. Hy was nie gewoond om gewoonlik op te tree as die prediker nie. Maar onder die salwing van God se Gees kan Filippus nie stil bly nie en beweeg hy. En hy begin Christus aan die mense verkondig daar in daai dorp, stad in Samaria. Dan lees ons vers 6. En die skare het eendragtig baie aandag gegee aan wat deur Filippus gesê is. Toe hulle hom hoor en die tekens sien wat hy gedoen het. Want die gawes het deur hom begin werk. Want uit baie mense met onreine geeste het geeste uitgekom, terwyl hulle met 'n harde stem skreeu, en baie wat verlam en krepeel was, is gesond gemaak. Sien, dis wat gebeur deur iemand wat net gedoop is met die Gees. Doodgewone mense, deur wat God dan buitengewone begin gebruik. Vers 8. En daar was groot blydskap in daai stad. En 'n man met die naam Simon het voorheen in die stad toorkuns beoefen en die mense van Samaria verstom en hy het beweer dat hy 'n belangrike persoon was. Almal klein en groot het baie aandag aan hom gegee en selfs hom 'n naam gegee. Hulle het hom genoem, hy is die krag van God.
wat die groot krag genoem word. Hulle het van Simon gepraat as die groot krag van God. Hulle het baie aandag aan hom gegee, omdat hy hulle vir 'n lang tyd met sy toorkunste verstom het. Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die goeie nuus oor die koninkryk en die naam van Jesus verkondig het, is mans en vrouens gedoop. Simon het ook self tot geloof gekom, en nadat hy gedoop is, het hy naby aan Filippus gebly, en toe hy die groot tekens en wonders sien wat gebeur, was hy verstom. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van God aanvaar het hulle Petrus en Johannes na hulle toe gestuur, want alhoewel hulle hoor van hierdie groep mense wat in hierdie stad tot bekering gekom het, en dat daar 'n gemeentetjie ontstaan het. Maar nou weet hulle, dit heel waarskynlik het dit ontstaan uit werk wat mense wat nie normaalweg in leierskap was nie, gedoen het daar in die stad. En daar stuurde vir Petrus en Johannes soontoe om net te gaan kyk of alles daarom gedoen word soos wat dit moet gedoen word. Vers 15, hulle het toe afgekom en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het nog nie op niemand van hulle gekom nie, want hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Met ander woorde, hier kom hier Petrus en Johannes in hierdie stad, by hierdie gelowiges uit, en hulle is, heel waarskynlik sien hulle, maar hier is dit net Filippus, wat God kan gebruik om deur die gawes te bedien. Hierdie ander bedien nie deur die gawes nie. En onmiddellik besef hulle hier's fout. En dan vra hulle vir hulle, wat gaan nou nie aan? En dan kom hulle agter, maar hierdie mense is nie hande opgelê nadat hulle gedoop is in water nie. En dit is interessant, as dit hulle nie 'n groot ding daarvan maak nie. Al wat hulle doen is, hulle doodgewoon vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Hulle het die hande opgelê, en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien, dat die Gees deur die oplê van die apostels se hande gegee word, het hy vir hulle geld aangebied, en gesê, gee vir my ook daai mag, sodat elkeen op wie ek die hande lê, die Heilige Gees kan ontvang. En julle ken, Petrus was mos nou maar 'n kwaadjie gewees. En dan sê hy vir hom, mag jy en jou geld vergaan. Hy het heel waarskynlik nou in goeie Hebreëus vir hom gesê, of in Grieks. Omdat jy gedink het, om die gawe van God met geld te verkry. Jy het nie 'n deel of 'n aandeel in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg in God se oë nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid die Here, dat jou plan jou miskien vergewe sal word. Want ek sien, dat jy verskriklik jaloers, en in die stryk van sonde is. Hy was kwaai met hom gewees, né? Simon antwoord hom dan en sê, julle moet tog asseblief die Here vir my bid, dat niks waarvan julle gepraat het oor my mag kom nie. Goed, en ek gaan nou nie verder lees nie. Kom ons bly, laaste gedeelte, Handelinge 19. Handelinge 19, dan vir ons kom hier, ons sien hier werk, wat gedoen is deur die Here moes mense gebruik, wat nie normaalweg in leierskapsposisies is nie, en daarom gebeur daar so af en toe, een of twee goedjies wat nie heeltemal reg is nie. Handelinge 19, vanaf vers 1. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese aangekom, en daar 'n paar disippels gekry, en vir hulle gesê, want hy het heel waarskynlik iets in hulle lewe gesien, wat vir hom hierdie vraag laat verraad. Naamlik dat hulle heel waarskynlik nie bedien het met die gawes nie. Dan vra hy vir hulle, maar julle het dan nie die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het nie, want hy weet hoe werk dit. As iemand sonder besef, Jesus aanvaring geloof, word hy gedoop in water, en daar in die water hande opgelê. Hy weet, dis die praktyk in die vroegchristelijke gemeente. Maar hoe is julle dan gedoop, vra hy vir hulle? Julle nie Heilige Gees ontvang toe julle gedoop is nie?
Dan sê hulle vir hom, en dan uit hulle praat, kom hy dan agter, hier's fout. Dan vra hy vir hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En dan sê hulle vir hom, ons is gedoop met die doop van Johannes. Nou hoor ek vir Paulus sê, nou verstaan ek. En dan sê hy vir hulle, Johannes het die doop van bekering bedien aan mense, en vir die volk gesê, hulle moet glo in die een wat na hom sal kom, dit is in Jesus. Toe hulle dit hoor, is hulle in die naam van die Here Jesus gedoop. Toe kom Paulus, en hy lê hulle hande op, en toe hy dit doen, het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het in tale gepraat en geprofeteer, met dan hulle begin bedien in die gawes. En daar was altesaam so omtrent 12 mans in hierdie groep. Wat belangrik vir ons is vanaand, ook in die lig van verlede week, om net bewus te wees daarvan. Ons het verlede week hierdie oefeningkie met mekaar gedoen, waar ons dit wat ons gewoonlik hier met ons koppe probeer verstaan, dit wat daar in Kolossense 1 vers 27 staan, dat die geheim van die evangelie is, dat as jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en Here, dan woon Jesus in jou lyf. Hy het in Johannes 14 vir ons vertel hoe gaan dit werk, Johannes 16 vir ons vertel hoe gaan dit werk, naamlik, dat hy gaan moet opvaar na die hemel toe, en hy gaan die Vader vra om die gees van die Vader en die Seun te gee vir al Godse mense. En hy gaan ons doop met sy gees, sê hy. En as die gees in ons kom woon, sê Jesus, kom woon ek in julle. En nou hoor ons vanaand, dat hierdie Jesus, wat in ons woon, in ons lyf woon, is nie net verlosser en Here nie, maar hy is ook die doper met die gees. Hy is die een wat ons, as ons op die regte, normale, christelike, geestelike manier gebore is, naamlik sonde besef, in geloof Jesus aanvaar het as verlosser en Here, gedoop is in water, hande opgelê is deur die gees, deur die ander gelowiges, om die doop om die gees te ontvang, en toegerus te word met die gawes, gaan ons ontdek, hoe Jesus as die doper met die gees, deur ons, ander mense bedien deur die gees. Ons gaan mense hande oplê, wat Jesus aanvaar as verlosser en Here, nadat hulle gedoop is. En God gaan daai mense doop met sy gees. Jesus wat in ons is, gaan ons as doodgewone mense so begin gebruik. In Johannes 14 het Jesus gesê, daarvan vers 12 tot 14, daarom gaan julle dieselfde dinge en groter dinge as ek doen, as gevolg van die gees van God, wat in ons gaan wees, en wat ons gedoop het met sy krag en met sy gawes. Daarom gaan julle dit doen. Gaan ek doodgewone mense so gebruik. En ek het vir julle gesê, ek voorsien, dat ons moet leer hoe werk dit. Dat ons moet leer hoe om as gelowiges by mekaar te wees. En op 'n nuwe manier Jesus, wat in ons is, daar te beleef as die een wat teenwoordig is, as verlosser en Here, maar ook as die doper met die gees. En dat ons dan beleef hoe hy ons gebruik as doodgewone mense in mekaar se lewens, maar natuurlik ook na buite toe, om regtig mense te bedien deur die gawes van die gees en selfs ook hulle te doop met die gees. En dit is regtig iets wat ons moet ervaar. Want as gevolg van 'n verkeerde prentjie van die kerk, hierdie sigbare kerk wat ons rondom ons sien, wat versnipper lê en meer as 30.000 stukke in Suid-Afrika alleen, waarvan elke klein groepie dink hulle is die enigste ware kerk, en hulle beklei met mekaar onderling oor die een die ander se skape steel. Gaan ons in hierdie nuwe prentjie van die kerk, wat ek glo ons moet beleef hoe werk dit,
Ons moet beleef om wat dit beteken om deel daarvan te wees en om dit te ervaar. So wat die vroeg-Christelike gemeente dit ervaar het, daar in Jerusalem. Om te beleef hoe Jesus hier in ons woon en onder ons werk, deur sy Gees, waarmee hy ons toegerus het en wat in ons woon. En nadat ons dit beleef het, ja, soos die gemeente daar in Jerusalem, eers nadat hulle dit beleef het, kon die Here hulle uitstuur. En het hulle as het ware gedwing om te skatter. En kon hy deur gewone mense hierdie merkwaardige dinge laat gebeur. En ek voorsien dat dit ook met ons gaan gebeur, om dit ook met ander mense te laat gebeur. En dis my gebed. Dis waarom ons by mekaar kom, om mekaar as het ware voor te berei op hierdie nuwe fase wat voorlê. En dis wat ek die Here voor vertrou. En dis waarmee ek glo ek vir die laaste seisoen in my lewe gaan besig wees. En ek glo julle is almal deel daarvan.